So ek is vandag in Aston se wêreld. Nou kan julle sien daar agter my nee, so Mahindra met jy wil daai met die snaakse caps nê, hierdie Otse trekkers. Ek praat met John Nel. Hy gaan my meer vertel. Hulle het 'n paar van hierdie aangeskaf. Hoe gedra hulle tot dusver en hoekom het hulle nou juis daai besluit gemaak? Kom ons luister. John, hoe lyk dit? Ga goed, ga goed. Ja, ek is baie bly om dit te hoor. Okay, sê gou vir my voor ons nou by die trekkers se besigheid kom. Verduidelik my net vinnig, julle is Aston area, hoe lyk julle boerderybedrywighede hierso? Grotendeels wingerd, so helfte wingerd en dan die ander helfte is appelkose, perskes, pruime en pere. Okay, so julle kom ons stel dit so enige ding wat permanent in die grond staan, lyk my dan's julle daar. Ja, nee. Goed, ja, as of hy nou aan 'n rank of aan 'n boom groei, dit het ons eintlik maar ja. Okay, so ek neem aan die hoofdoel vir die trekkers by julle kant is dan 'n massieke spuit, nê? Nee? Spuit. Ons die Mahindra is gekoop spesifiek as spuittrekkers. Ja. Glad nie met 'n gedagte as die spuit weer klaar is, kan ons 'n basieslaner of iets agterna hak, maar dit is 'n nagedagte. Sê vir my, want kyk, Mahindra is nog nie so onbekende naam behalwe vir die bakkies in Suid-Afrika wat al jare kom, maar wat die trekkers aanbetref, is hulle nie so bekend nie. Sê gou vir my, hoe het jy nou op die einde van die dag uitgekom op Mahindra? Hoeveel van hierdie het julle wat nou hier hardloop? Ons het nou 4 van hulle, ons het 4 van hulle aangekoop. Op een shot. Ons het op hulle afgekom deur net 'n volledige som te maak. Te gooi enige ander vooropgestelde idees en gedagtes van trekkers na die kant toe en dan vat ons net die wat kos die ding, heel eerste, maar baie belangrik, waarvan is hy gemaak? Watse komponente het hulle in die trekker gebruik om aan mekaar te sit? Dan omdat dit moet vir ons moes cap trekkers wees, vorm van die cap was belangrik. Ja. Dit het nogal 'n impak gehad op die besluit, omdat onder andere perskes het perskebome het 'n manier om toegegroeide takke te hê, wat die regop kappies van die trekkers, die regop dakke aan te kan vashak onder die takkies en die goed in. O, so hierso gaan hy nou verby. Ja. Hy hardloop hom oor. Hy gooi baie mooi die takke oor of verby. Dis seker die goedkoopste chopper cab wat jy gaan kry, né? Ja. Hy het 'n baie goeie windweerstand ook. Jy kan lekker vinnig onder die wind glip met hom. Nee, dit was maar een van die groot besluite. Wat is ook na gekyk het is die diens wat die na verkope diens wat ons kon kry, waarborg en diensplanne. Want nou net gou op daai punt, nê, want dit is wat party ouens nou sê, ja, maar luister hierso, hulle het gesukkel met Mahindra in die verlede en al daai goede, maar ek meen, Mahindra het toe hulle het eers met ander ouens in die land gewerk en toe het hulle nou direk gekom. Wat is jou, was dit nie vir jou 'n kwessie gewees nie? Gaan dit maar oor die plaaslike ou wat jy het, hoe het jy daai besluit gemaak? Gooi vooropgestelde idees weg, kyk nou met wie dit doen het. Ons agent hierso is baie oop en baie tegemoetkomend met ons. Hier was 'n agent is op Robertson. Hulle het ook 'n baie goeie deal gespeel met die aankoop van die trekkers. Ja. En tot dusver toe het is glad geen probleme met die trekkers nie, ook glad nie probleme met ons agente nie. Ons kry maklik die paarte in die hande en as jy die man bel en sê ek het 'n probleem, dis net so dan sê hierso. Jy sien, want dis wat jy soek op die einde van die dag, want daai ding wat daar agter jou staan, bly maar 'n tool, nê? Nee. Ja, dis 'n tool. Okay, want en hierdie ding wat hulle nou ek dink toe hulle aangekoop het, was hulle nog op 'n 3 jaar waarborg gewees, hulle is nou op 'n 5 jaar waarborg, en wat hulle vir jou die maintenance pack gee, en daai 3 dae ding, as jy 'n trekker het wat staan, dat jy, wat sê dit vir jou van die brand self? Dat hulle vertroue in hulle eie fabrikaat het, en hulle eie trekker het. Want as hulle nie vertroue in hulle eie trekker gehad het, sou hulle nie vir jou 'n trekker gegee het en gesê het, "Jy's kyk, ons gee vir jou 'n 3 jaar waarborg op die ding nie." Dit spreek eintlik van self. Okay. Tot dusver
wat is julle ervaring met die trekker self? As jy nou kyk met die spuite en daai goede. Ervaring is foutloos. Baie goeie ontwerp. Soos ek sê, ons het hulle gekoop vir die dakkies. Dit wys ons het glad nie probleme met die goedie. Ons het hulle trek die spuite mooi. Brandstofverbruik is alright. Is glad nie probleme daarmee ookie. Baie uitstekende ontwerp in die sin dat hy is gemaak om goed te hou. Ja. Die ding is gemaak om te hou. Alles is oorontwerp. Kom wys my gou 'n bietjie hierso, nee, in die cab en al die goede. Ons paai is redelik vol gate en ons kry partykeer jockeys wat jag. Die cradles is baie breed as ek kan oplig hierso. Ja. Kyk, hy grootte van hy cradle wat die vooras dra, as ook die dikte van die yster van hy genoemde stuk. Maklik om by die radiator uit te kom om skoon te blaas van agteraf as jy net die plaat hierdie stuk cover weghaal. En dan kan jy maklik hier inkom. Maklik daar inkom. Hierdie fuse box wat hier sit is al elektries wat aan die trekker is. Ja. En wat se engine het hy in? Perkins, as ek dit reg het, Perkins 1104 turbo. So algemene engine, maklik parte te kry. Maklik om parte in die hande te kry. Want jy moet net as jy weet wat 'n ander trekkers die parte en dit koop jy eintlik by enige fabrikant. So. Presies. Nog 'n ding wat ons baie van hou is die feit dat die aircon unit so goed beskerm is soos wat hy is. Dit het 'n impak. Die goedjies is maar op alle fabrikate kry hulle maar maklik seer. Veral in bome, die blare en die goed het maar sure in hulle wat bo-op loop lê. Hierdie goed ding is mooi netjies toe bo, die blare en die goed kan nie halop lê nie. Hierdie klas drawbars kry jy mos seker maar aan een of ander groot trekker. Dis heeltemal oorontwerp. Ag man, klein goedjies soos hierdie silinder wat buite sit. Ja. Maklik om aan te werk. Jy hoef nie die hele ding uitmekaar uit te haal om net sy 3-puntse ligfunksie uit te sorteer. Ja, want jy weetysters is een van daai goed, dis net 'n kwessie van tyd. Dit is nie of hulle breek, jy is net wanneer. Ja, dit is. En dan moet jy maklik aan die ding kan werk. Ja, dis maar mense het maar die ding gemaak. Piet jy ou krag op hierdie goede? Sterk genoeg vir wat ons doen. Ons het spuitpompe het maar 900 fans op. Ja. Hy trek hom met 'n smal. PTO krag is goed. Ek dink is 75 pere krag. PTO krag. En soos ek het verstaan, meet hulle ook die goed op die PTO as ek dit nie mis het. Ja, kyk jou trekkers het dyno vir die manne wat weet lyk anders as 'n kar dyno. Hy sê op rollers, 'n trekker se dyno connect jy op jou PTO, want jou PTO is reguit gelink na jou engine toe. En trek hom daarvan af. Ja. Okay, en dan ek sien nou eers dis die dieseltank wat hier sit, né? Nee. Ja, dis die dieseltank, hy twee dieseltanke. Dis die boonste tank, ander tank sit links onder die cab. Ja. Maar die twee is mekaar gelink. Hoe sê jy, maak hom sommer net van agter af vol. Jy maak hom net agter onder vol. En dan hierso het hy, daarso sit hy. Ja. Ons het al van die manne op. Ja. Van die manne gehad, wat bly by die dieseltank wat klaar oor die dieseltank se prop wat onder die cab sit. Maar na die derde keer dat hy vol gemaak het, is nou ook nie meer probleem nie. Ja, dit het gewoond geraak. Ja. Maar klim gou aan, dan wys jy my gou 'n bietjie. Ek nou sien, jy's ook nie so kort nie. Nee. Ek is lank genoeg. Ek weet presies hoe lank ek is. Vir my is dit uitstekende cab. Baie van die ander fabrikate se cabs is ja, ongelooflik nou. Want ek het gesien daar op daai drone toe ek met daai op daai enige van die een man wat jy het, daar's 'n redelike groot seun en hy sit lekker in die cab. Ja, daar's 'n paar fris bulle. Hulle sit lekker soos konings in hierdie cabs. Ek gaan lekker my arms opsit. Ek hoop jy laat my as ek in die trekker nou vinnig genoeg raak ek hoop raak my koppie eens aan die dakkie. Dis baie nice. Ek meen jy tot 'n dakliggie vir die ons wat altyd wil klaar, hulle ry nie met ry goed sonder dakliggies nie. Radiootjies, speakers werk goed genoeg vir 'n trekker. Switches is eenvoudig genoeg. Weereens as jou agentskapie 'n switch in stok het, dit is vir die wat jy weet jy kan vir jou sulke switches laat opmaak wat dieselfde plug sit wat agter die switches sit so parte in die ander kry is die moeilikheid nie. Baie nice cluster hoor. Baie nice cluster. Dis van die min trekkers wat ek weet wat 'n speedometer op het. Daar's kilometer/uur. As jou revs. Ja. Ek meen
km/h en revs. Dis al wat jy nodig het, jou ure, diesel, Yes. temperatuur, dis al wat jy nodig het. Daar is niks snaaks ekstra liggies en goedjies wat jy nie basies nie in 'n trekker wil hê nie. En wys my ook en dan hierso is nou net handbreek. Handbreek, PTO. Ja. Man in 'n lekker plek vir die manne se waterkan. Ja, want nee, maar dit is belangrik, nee. Kyk. Ek meen daar's dit nou lekker waterbottel, hy's uitgesort. O ja, ander ding is, baie cab trekkers se en ons manne ry altyd hulle stoffer saam om die cabs skoon te maak wat lekker maklik is soos julle kan sien. Baie ouens ry hulle kossakke en goed die binne rond. Nou hier is hy, okay, wat ek al baie van weet, hulle sit die kossakke bo op die hydraulic levers neer. Ja. As jy dadelik 'n probleem, jou hydraulic pomp brand uit, jou valvebanke brand uit, sulke goeders van overheat. Hier is die plek hier naby by die valves vir 'n kossakke. Jy kan dit aan neersit hier agter en tussen jou bene is meer as genoeg spasie, so daar jy sny so half en half daai probleem uit. En ek meen as ek nou vat jy mag daai ruit oop daar agter. Nee. Maak net so, Hy maak net daai bietjie oop. net so 'n bietjie wat hy oop maak. Kyk hoe hierdie deel. Ja. Dit is 'n deel as ek uitklim. Dit is 'n deel wat baie ander trekkers nie het nie of hulle het dit in 'n mindere mate. Ek neem aan dis vir beheer as jy nou een van die dinge het hier agter met die pompe en daai goed in hè. Dis vir jou beheer, ja. Ja. Jou spuitpomp se beheerloom kom hierdeur. Jou kraan sit hierso vas. Hierdie is nie 'n ding wat saam met die trekker kom nie. Ek het dit nou ingesit. Weerens die trekkers het 'n baie eenvoudige ontwerp. Ek het basies net 2 gate gebore en 'n stuk engelyn vasgesit. So eenvoudig is dit. Eenvoudig. Eenvoudig is dit en ek het nou al vir die agentskap vra ek maar kyk hierso gaan dit nou die waarborg beïnvloed soos wat jy nou maar self verwag. Ja. As ek nou 2 gate in die cable sê hulle glad jy gaan wel boorgate waar jy wil. Gaan vir goud. Jy sien. Gaan vir goud. En dan hierso het ons nou die gear levers ook lekker by jou. 4 spoed en dan daai low. 2 high-low, 2 ranges en 'n reverse, 4 spoed. Hierso is nog 'n gear lever aan die kant. Ja. Padspoed of veldspoed, maar ons netjie met dit nie. Ja. Met ander woorde, daai's 3x4x2 dan kry jy jou rad. Ons het nie eens daarna gekyk nie. Ons het baie ouens hamer op radspoed, hierdie ding het hoeveel 100 ratte. Jy gebruik meeste van die tyd net 2. Die een waar jy op die pad ry en die een wat jy gebruik om te werk. En dis basies dit, nee. Dis dit. Divlock op die grond soos enige ander ou trekkers. Hy het 'n ekstra solenoid met ekstra switches en goed en nie straightforward. Die divlock daar, om net seker maak en hierso is jou remotes nou, nee. Ja, daai is jou remotes. Daai. En as dit ek man, dis ook like dit. Wag. Blou en ek het dit net nou gesien. Daar's groen, daar's blou. Ag gat ons. Ja, nee. alles oor. Genoeg om te doen wat jy moet doen. Is presies, nee. Okay, wat jy net nou gesê het is jy het nou al by plekke gehad as dit dalk nou 'n bietjie baie gereën het of jy dalk nou 'n pyp gehad iewerster wat gebars het of gelek het en daai goede, dan sit jy vas met van die ander trekkers wat nie deurkom nie, maar jy sê die een se 4x4, verduidelik my daai storie. Die ding het vir my uitstekende 4x4 stelsel op. 'n Rede hoekom ek dit sê en ek het dit ook maar per ongeluk agtergekom uitgevind is dat die trekkers se 4 wiele se grondspoed is dieselfde. Gewoonlik met die trekkers omdat hy kleiner voorwielietjies as agterwielietjies het en nou 'n radkas tussen en dit is die grondspoed tussen die voor en die agterwiele nie dieselfde nie. Wat die effek het dat jou driveshaft trek op soos 'n spring. Ja. As jy nou regwaar swaar trek en dan as die voorwiele begin gly, dan skiet hulle los, dan kry jy so 'n hop effek wat die trekker doen. Wat nie goed is vir die trekker of die drywer of whatever jy sleep nie, want dit is 'n vreeslike gerukkery. Wat ek agterkom met die goed is hulle omdat hulle dit nie doen nie, kry jy nie daai hopperige effekie. En dan wat ook nogal interessant was is as jy begin swaar trek of wat, dan is mens altyd geneig om een wiel meer te skop as die ander wiel sulke goeders. Ons het nog die goed se divlocks ingetrap of nodig gehad om in te trap. En dit gebeur gereeld want baie wat so iets moet gebeur. Wat ek daarmee probeer sê is dit lyk vir my het 'n baie goeie gewigsplasing oor die hele trekker. Hoe hulle dit gedoen het, weet ek nie. Ek was nog nie binne die ding nie. So ja. So sê vir my tot dusver neem ek aan jy is baie gelukkig en as jy kyk na die totale koste van die trekker en al daai goeders
Die somme wat jy nou op papier gemaak het voor die tyd, het dit nou in realiteit daarom uitgespeel. Daai somme klop, as die trekkers nou al 'n jaar, hierdie maand is November na November is dit volle jaar. In hierdie jaar het klop hy somme nog 100%. Ek kan vir jou regtig waar sê, ek dink jy ons het daar 'n fout gemaak nie. Dit betaal uit om soos aan die begin gesê het, alle vooropgestelde idees net na die kant toe te gooi en gaan na die somme van die begin af na die drawing board toe en skryf neer. Kyk wat kos die trekker, wat gee jou agentskap, wat se tipe engine, wat se tipe gearbox, wat is die spoed wat die trekkers loop, want daar was van die trekkers wat 20 km/h geloop het en ek meen, jy kan op 'n goeie Sondag hardloop 'n man wat vol wyn is by. So ja, kyk nou hoe die algehele bou van die ding, want ons is in Suid-Afrika en meeste van ons manne wat die drywers is maar rof en daar is nie altyd 'n oog om op te pas die man wat met hom ry op te pas nie. So ja, ons is baie gelukkig met wat ons het. Right, dit is John Nel hierso, Ashton se kant. Right, as jy nou weet jy, presies, ons het hom nou mooi deurgetrap, nê. As jy belangstel in 'n Mahindra boortrekker, daai is by verre die goedkoopste chopper cab wat jy gaan kry, nê. Linkie bo of onder, kom met hulle in kontak en okay, 'n bietjie oogie gooi oor raai en dit. Dis nie van ons spys af tot volgende keer. Groete.